Mag ons ook vandag saam voor die Here buig, saam voor die Here eer bring aan hom. Kom ons word stil ook as ons dink vandag aan elke een op aarde wat die Here aanbid, wat hom dien. Sommige in oorloggetuiste gebiede. Ons is in vrede en veiligheid hier. Dat is ook in ons gebede. Daaraan dink om dankie te sê dat die Here ons hier dra en ons hier bewaar. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes soos Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sal ons erediens begin met lied 401, dis baie bekend die melodie, dis genade onbeskryflik, grootste melodie. Ons sing al 4 die verse. Dit vertel ons ook van die lyding, van dit wat die Here moes deurgaan, ook vir ons, dat ons vandag vry kan wees. Ons staan as ons dit sing. Wie sal ons glo as ons vertrou, wat God se knegt moes lei, verag en deur sy volk verstoor, moes hy die doodstryd stry. Die man van lyding ken die pyn, deur God en mens verstoor, vir ons oortredings hang hy daar, ons straf kos om die dood. Hierboor verprysel en gesang, dra hy ons sondes skuld. Hy neem ons lyding op homself, en stilte met geduld. Ja, Jesus Christus, Lam van God, U is ter ons geslaan, U diepe lyding maak ons vry, van skuld en sonde maar. Ek kan maar sit. Kom ons bid saam, ons word stil voor die Here ons God. Ons Vader wat in die hemel is, vandag staan ons stil by die voet van die kruishout op Golgotha. Op hierdie goeie Vrydag gedenk ons met diepe ontzag en met dankbaarheid hoe U Seun, die onskuldige lam vir ons sondes gesterf het. Ons buig ook vandag ons hoofd in skaamte en verwondering, o Here, want U het die spykerwonde gedra wat ons moes verdra. U het die doringkroon gedra wat ons verdiende straf was. Die sweepslaag het U getref, sodat ons genesing kon vind. Die spies het in U sy ingedring, sodat ons vergewe kon word. Op Golgotha het U die donkerste uur beleef, sodat ons die lig van die ewige lewe kan ontvang.
Heer, ons bely ons sonde vandag voor U. Ons erken dat dit ons oortredinge was wat U na die kruis gedryf het. Ons selfsug, ons haat, ons leuns, ons onreinheid en ons ongehoorsaamheid het U laat bloei aan die kruis. Tog het U nie teruggedeins nie. U het vrywillig die beker van God se toorn gedrink tot die laaste druppel. U het uitgeroep, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, selfs in U grootste pyn het U vir die wêreld se sondaars gebid. Ons dank U vandag met alles wat ons het, alles in ons. Dank dat U nie na U hemelse heerlikheid vasgehou het nie, maar U self verneder het tot die dood aan die kruis. Dank dat U die sonde van die wêreld op ons skouers geneem het, ook ons sin. Dank dat U deur die wonde ons genees het en deur U dood dat ons die lewe ontvang het. Help ons vandag, Vader, om hierdie waarheid diep in ons harte te laat insink. Laat die kruis nie vandag net vir ons gebeurtenis in die verlede bly nie, maar laat dit 'n lewende werklikheid word wat ons daagliks verander. Leer ons, o Vader, om ons kruis op te neem, U na te volg in nederigheid, liefde en gehoorsaamheid. Mag die krag van die kruis van die Seun Jesus Christus ons losmaak van sonde, ons vrymaak van vrees, ons vul met hoop. Terwyl ons wag op U terugkeer, bid ons dat hierdie goeie Vrydag ons sal herinner aan die oneindige liefde wat U as Vader vir ons het, 'n liefde so groot dat U U enige gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat glo die ewige lewe kan hê. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser en Here. Amen. Ek gaan saam met julle lees vandag, geliefdes, uit Matteus 27. Ek lees daarvan vers 33 tot 46. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink. Maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere gedeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bo aan sy kop het hulle die aanklag teen hom in die skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mens wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die Seun van God is en kom van die kruis af. Net so die priesterhoofde, saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die Seun van God. Op dieselfde manier het die rower wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. En dan ons teksverse vandag, geliefdes. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani, dit is, my God, waarom het U my verlaat? Die Vrydag, toe God geswyg het in die lyde van sy Seun. Geliefdes ons Here Jesus Christus, daar is oomblikke in die geskiedenis wat so swaar op ons skouers druk, so diep en so heilig vir ons is, dat woorde bykans te klein en te min is om dit te beskryf. Die kruishout met Jesus Christus daarop is so 'n oomblik in die geskiedenis. Maar selfs binne daardie ontsettende gebeure is daar 'n tydperk wat uitstaan. 3 ure van duisternis. 3 ure waarin die lig van die wêreld hang aan 'n kruis en die wêreld self in duisternis gehul word. 3 ure waar dit lyk asof die hemel stil geword het. 3 ure waarin God swyg. Ons lees in vers 45 tot 46. Vanaf die 6de uur het daar duisternis gekom oor die hele land tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God,
waarom het U my verlaat? Die skrif sê, dat vanaf 12 uur tot 3 uur, daar duisternis oor die hele land gekom het. Dit was nie 'n natuurlike, gewone verduistering nie. Dit was nie 'n natuurlike verskynsel nie. Dit was 'n bonatuurlike teken. In die middel van die dag, wanneer die son op sy hoogtepunt moet wees, op sy warmste behoort te wees, vul duisternis die aarde. Dis asof die skepping self reageer op wat besig is om te gebeur. Die son wil nie skyn op hierdie toneel nie. Die hemel hou sy lig terug. Waarom, geliefdes? Omdat iets ondenkbaar besig is om te gebeur. Die Seun van God dra die sonde van die wêreld. Die heiligheid van God ontmoet die sondigheid van die mens. En die gevolg is duisternis. Duisternis is 'n kragtige simbool in die Bybel. Dit verskyn gereeld as teken van oordeel, van chaos, van die afwesigheid van God en geestelike blindheid. In Genesis 1 vers 2 heers daar duisternis oor die aarde, totdat God deur sy woord lig skep, deur sy woord orde skep. Dit simboliseer hierdie duisternis, die oorspronklike chaos sonder God se teenwoordigheid. In Eksodus 10 vers 21 tot 23 bring die 9de plaag duisternis, 3 dae van duisternis oor Egipte, 'n oordeel oor die Egiptiese gode en herinnering dat God lig en lewe gee, terwyl hy diegene wat hom verwerp in duisternis laat. Duisternis word ook verbind met die dag van die Here en die eskatologiese terugkerende oordeel in Joël, Amos en ook in Matteus. Dit dui op die verborge aangesig van God, sonde se gevolg en die mag van die duisternis, sê Kolossense 1 vers 13. By die kruis van Jesus bereik hierdie simbool van duisternis sy hoogtepunt. Tydens hierdie 3 ure van duisternis, van die 6de tot die 9de uur, word die ganse land in duisternis gehul, terwyl Jesus aan die kruis hang. Hierdie bonatuurlike duisternis was nie bloot 'n sonsverduistering nie, want dit was volmaan tydens Pasga. Dit simboliseer die oordeel van God wat op die wêreld val. Hy dra die sondes van die mens. Ons sondes dra hy op daardie kruis. In daardie duisternis het Jesus God verlatenheid ervaar toe hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Die duisternis aan die kruis wys hoe diep en ernstig die lyding van Christus was om vir ons te verlos van ons sondes. Deur sy dood bring hy lig en lewe vir almal wat in hom glo. Hierdie duisternis simboliseer dus dat Jesus die volle gewig van die mensdom se sonde dra. En daardie oomblik ondergaan hy die oordeel wat ons verdien en ervaar hy die verberging van die Vader, die uiterste prys vir sonde. Maar wat hierdie 3 ure nog meer ontstellend maak, is nie duisternis nie. Daar is doodse stilte. Daar is geen stem uit die hemel nie teenoor sy geboorte. Daardie engele gejuig. By Jesus se doop het Vader gesê, dit is my geliefde seun. By die verheerliking op die berg het die Vader weer gepraat en gesê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom. Selfs in die tuin van Getsemane, nadat hy gesweet het, bloedsweet gesweet het, en daar engele gekom en hom versterk. Maar hier aan die kruis is hy alleen. Hier aan die kruis is daar stilte. Geen antwoord, geen verligting, geen ingryping. Dit is die Vrydag toe God geswyg het en uiteindelik breek Jesus self die stilte met daardie hartverskeurende kreet. My God, waarom het U my verlaat? Hierdie woorde kom regstreeks uit Psalm 22 vers 2, 'n profetiese psalm van Dawid wat beide lyding en uiteindelik oorwinning beskryf. Jesus het nie bloot sy eie pyn uitgeskree nie, maar die psalm in geheel vervul. Hy het die volle konsekwensie van die sonde van die wêreld op hom geneem. Tot op daardie oomblik, as Jesus met sy Vader gepraat het, het Jesus hom altyd aangespreek as Vader in innige gemeenskap. Nou, terwyl hy straf van die sonde dra
ervaar hy die verskriklike verlaatheid van God. Daarom, my God, my God. Wie die kreet openbaar die diepte van God se liefde. Jesus word verlaat, sodat ons nooit weer deur God verlaat hoef te word nie. Hy drink die beker van God se toorn tot die bodem uit, sodat ons vergifnis en versoening kan ontvang. Dit is op Goeie Vrydag die hart van die evangelie, plaasvervangende lyding. En tog eindig Psalm 22 nie in wanhoop nie, maar in lof en verlossing, deur die woorde by Jesus vooruit na sy oorwinning. In sy verlatenheid bewerkstellig hy ons aanvaarding. Ons kan daarom met vertroue sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hierdie woorde van Jesus aan die kruis herinner ons opnuut aan die koste van verlossing, maar ook die sekerheid van God se trou. Jesus se kreet aan die kruis is die kreet van liefde, wat die stilte van sonde verbreek en die poorte na ewige gemeenskap met God oopmaak. Maar waarom het God geswyg, geliefdes? Is dit omdat hy nie omgee nie? Is dit omdat hy nie die mag het om in te gryp nie? Is dit omdat hy sy seun verlaat het uit onverskilligheid? Nee, 1000-maal nee. God se stilte is nie 'n stilte van onverskilligheid nie. Dis 'n stilte van oordeel. Want op daardie oomblik dra Jesus nie fisiese pyn nie. Hy dra die volle gewig van elke sonde in die wêreld. Elke leuen, elke daad van haat, elke onreg, elke geheime sonde. Alles word op Jesus gelê. Die Bybel sê, hy wat geen sonde geken het nie, het God sonde vir ons gemaak. En omdat God heilig is, kan hy nie gemeenskap met die sonde hê nie. Daarom ervaar Jesus vir die eerste en die enigste keer in ewigheid die skeiding van die Vader. Dit is waarom God swyg. Nie omdat hy nie liefhet nie, maar juis omdat hy liefhet vir ons. Ons verstaan nie altyd die erns van sonde nie. Ons maak sonde partykeer klein, ons verskoon dit, ons rasionaliseer dit, maar die kruis wys vir ons hoe ernstig sonde werklik is. Dit kos die Seun van God sy lewe. Dit bring duisternis oor die aarde. Dit veroorsaak dat die Vader swyg. Die 3 ure van duisternis is soos 'n venster waardeur ons kan kyk na die werklikheid van ons verlossing. Dit was nie goedkoop nie. Dit was nie maklik nie. Dit was nie simbolies nie. Dit was werklik. Dit was pynlik. En Jesus het dit alles gewillig gedra. Geliefdes, hierdie boodskap raak ons nie net teologies nie. Dit raak ons persoonlik. Wanneer tye in ons eie lewe, wanneer dit voel asof God stil is. Wanneer jy bid en jy voel daar's geen antwoord nie. Wanneer jy huil en jy voel maar daar's geen verligting nie. Wanneer jy vra waarom en die hemel bly stil. Miskien is jy vandag hier en jy is in jou eie 3 ure van duisternis. Jy verstaan nie waar dit gaan nie. Jy voel alleen. Jy wonder waar God is. Nou sê die kruishout vandag vir jou. Jy is nie alleen in daardie ervaring nie. Jesus het dit self ervaar. Hy weet hoe dit voel wanneer God stil is. Maar daar's ook 'n belangrike verskil. Wanneer ons God se stilte ervaar, is dit nie omdat hy ons verlaat het nie. As gelowiges is ons in Christus en God sal ons nooit in der ewigheid verlaat of verwerp nie. Maar Jesus is verlaat. Hy was alleen. Die eerste en enigste mens in die geskiedenis wat sonder God daar hang. Eensaam, stil, sonder 'n Vader wat vir hom sorg. En hy het in stilte daardie las van God gedra, sodat ek en jy vandag die stem van God kan hoor. Hy het die duisternis ingegaan, sodat ons in die lig kan wandel. Dit beteken dat selfs wanneer God stil lyk in jou lewe, is hy nie afwesig nie. Hy werk, hy's naby, hy hou jou vas. Die merkwaardige van Jesus se kreet aan die kruis is dit, selfs in sy alleenheid, in sy verlaatheid roep hy steeds, my God, my God. Hy verloor nie sy geloof nie. Hy verloor nie sy verhouding nie. Hy hou vas, selfs in die donker. Dit leer ons iets oor ware geloof. Ware geloof is nie net om op God te vertrou wanneer hy praat nie, maar ook op hom te vertrou wanneer hy stil is. Om te bly glo,
wanneer jy nie verstaan nie, om te bly bid, wanneer daar geen antwoord kom nie, om te bly hoop, wanneer alles donker lyk. Dit is die soort geloof, wat gevorm word in die 3 ure van duisternis. Die duisternis het nie vir ewig geduur nie, soos God ook in Openbaring beloof, hy het 'n vasgestelde tyd daarvoor gehad, 3 ure, en toe dit geëindig. Dit eindig met een woord uit die Here se mond, Gelestemai. Dit is volbring. Die prys van verlossing is betaal, die skuld is vereffen, en kort daarna skeur die voorhangsel van die tempel van bo na onder, 'n teken dat God daardie voorhangsel geskeur het, sy pad na hom toe oopgemaak is. Die stilte in die 3 ure was nie die laaste woord nie. Die laaste woord is genade. Dit is volbring. Die laaste woord is verlossing. Die laaste woord is oorwinning. Maar wat beteken hierdie boodskap vir jou en my vandag? Dit beteken dat ons, wanneer ons deur ons eie donker tye gaan, kan weet, God se stilte is nie sy afwesigheid nie. Jou pyn is nie sinloos nie. Die duisternis sal nie vir ewig duur nie. Soos die duisternis op Golgotha geëindig het, so sal jou nag ook eindig. Die God wat stil was op Vrydag, het op Sondag in sy seun opgestaan in krag. Die kruis lei na opstanding. Die duisternis lei na lig. Die stilte lei na oorwinning. Laastens, geliefdes, hierdie boodskap nooi ons uit, roep ons tot 'n besluit. Wat doen ek en jy met die kruis van Jesus Christus? Wat doen jy met Jesus wat bereid was die stilte van God te dra vir jou en my? Wat doen jy, geliefde, met hom as jou verlosser? Want hy het nie net vir 'n wêreld gedoen nie, hy het dit vir jou gedoen, persoonlik. Hy ken jou naam, hy ken jou sonde, hy ken jou pyn, en tog het hy gekies om te bly hang aan daardie kruis vir jou. Sal jy hom vertrou met jou lewe? Sal jy jou lewe in geloof aan hom oorgee? Sal jy hom volg, selfs deur donker tye? Ek sluit af. Die Vrydag, toe God geswyg het, was nie 'n dag van nederlaag nie. Dit was die begin van die grootste oorwinning in die geskiedenis. In stilte het God vir ons verlossing bewerk. In duisternis aan daardie kruis het die lig begin skyn. In die verlaatheid van die seun is ons pad wat gesluit was weer oopgemaak. Daarom, nie net hierdie naweek nie, maar in die res van ons lewe ook, mag ons nooit die erns, die diepte en die geweldige betekenis van daardie 3 ure vergeet nie. Maar mag ons ook nooit die hoop vergeet wat daaruit voortkom nie, want selfs wanneer God stil is, werk hy vir jou en vir my. Amen. Ons sit saam, bid ons saam. Ons Vader, ons kyk terug op daardie 3 ure van duisternis. Ons kyk terug met dankbaarheid. Ons kyk terug met 'n sondebesef, maar ook met 'n besef dat die belofte wat U vir ons gegee het, ek is by julle al die dae van julle lewe, oor ons waar is. U is by ons deur die Heilige Gees. U sorg, U dra en U bewaar. Ons wil bid, Here, ook in hierdie naweek, dat U ons teen die bors sal vasdruk. Ons sal bewaar as mense op die pad moet gaan. Ons sal vashou dat ons in alles en deur alles, maar net sal weet, U liefde, wat ons gered het, is vir ons genoeg. Help ons om daardie liefde ook Sondag by die opstanding opnuut te besef, die oorwinning wat U vir ons behaal het. En dit bid ons in Christus se naam. Amen. Ons sing 2 vers van Lied 387, daarna ons wegstuur seën. Die Lied 387, daarvan sing ons vers 1 en vers 3. Ons staan. O Heer, bloed en wonder, uit kruis hout dat en hoog, blyk duidelik hoe die sonde in liefde U behoort.
liefde bring genesing, U is met U gespot, U liefde skenk vergewing, en wil versoen met God. U vastgenade hande, U spiesverbonde sing, spreek wyd oor alle lande, so moes die Christus lei. Vervloek onte ons sonde, verlate om te vind, moes sterf om te verkondig, deur my word jy volskryf. Die Here sal u seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.